Goeienaand gemeente. Sjoe, ek's bietjie hard, daar is hy. Lekker om julle vanaand weer hier te hê. Kan nie glo dat julle nou nog 'n slag na my wil luister nie, maar wat 'n wonderlike gesig. So lekker, dankie dat julle hier is. En wat 'n wonderlike reeks ons ook mee besig is. Hoe om ons liefde, ons eerste liefde, waarvan God ook praat in Openbaring 2, as hy sy brief skryf aan die gemeente van Laodicea, dan sê hy vir hulle, ek het hierdie ding teen julle, julle het my nie meer so lief, soos wat julle my gehaat het nie. En daarom vanaand gaan ons voort aanbou op hierdie wonderlike reeks. En ons gaan so 'n bietjie vanaand kyk na 'n baie belangrike aspek van die Christelike lewe, en later so 'n bietjie ook daaroor. Maar ja, voordat ons in die woord ingaan, gaan ons voor die Here stil raak, so kom ons maak ons oë toe. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun almal wat bedruk word. Die Here is regverdig in al sy handelinge. Hy is getrou in alles wat hy doen. Die Here is ook naby almal wat hom aanroep. Hy is naby almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, luister hy as hulle vra. Die Here beskerm hulle wat hom liefhet, maar die goddeloses verdelg hy. Ek sal die lof van die Here verkondig, laat al wat leef sy heilige naam vir altyd prys. Genade en barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, soos oudergewoonte, sing ons dan ook 'n wonderlike loflied. Die doel van lofliedere is om die Here se teenwoordigheid in ons midde net so bietjie wakker te maak, om te sê dat ons sal bewus wees daarvan, dat die Here by ons is, en dat ons bederf word met hom. En daarom gaan ons weer vanaand met 'n loflied voort, lied 258, ons sing al 2 verse staande saam. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord van lig en lewe, rig ons hart se strewe, as bevrydingswoord. Deur sy Gees laat God dit wees, woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. Luister ons aandagtig, skei Gods woorde kragtig, tussen kwaad en goed, van ons skuld vergewe, kan ons voluit lewe, vry deur Jesus bloed. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. Ek nou net eers wag vir hierdie ding. As dit koud word, dan wil hy ook nie. Gemeente, jy kan saam met my oopmaak vanaand. Ons gaan na Johannes 14 toe blaai. Johannes 14, ons gaan vers 1 tot 14 met mekaar deel. So gisterand het ons nou bietjie na hoofstuk 16 gekyk. Vanaand blaai ons net weer so bietjie terug
daarna hoofstuk 14 toe. Een van die diepste gesprekke wat Jesus met sy disippels het, en natuurlik een van die wonderlikste waarheidsuitsprake wat vir ons gegee word. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Ek is die hodos, ek is die aletheia, en ek is die zoe. Die 3 Griekse woorde daarvoor. Jesus sê vir sy disippels, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en julle sien hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons lees vanaand so ver saam. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, en laat die wil geskied, in die hemel, en so ook op die aarde. Dankie dat U vanaand in Jesus Christus 'n stuk van die hemel vir ons kom gee het. Om vir ons te wys hoe die hemel werk, opofferend, dienend, en dat ons vanaand daardie voorbeeld mag hê. En as ons dan vanaand voor U buig met ons hoofde na onder, kom bid ons, Here, dat U ons harte sal kom oopmaak. Dankie vir die inspraak van die Gees, wat deur die woord na ons toe kom. En mag ons dan vanaand na U kyk, as die openbaring en die inspraak van ons lewe. Dat ons vanaand ingeënt sal wees op ons lewensaar. Dat ons die sap van die koning sal ontvang, sodat ons kan wees wat U wil hê ons moet word, omdat U die pottebakker is en ons die klei. Hou ons dan ook nederig voor U, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie gemeente. Kom agter, my stem begin so bietjie in die week te verwelk. Ek onthou nou nog weer so bietjie terug na my kinderjare toe, of my jonger jare, net toe ek pas tot bekering gekom het, hoe roekeloos ek was, en hoe ek gehardloop het met die Here al op my skouers, en hoe trots ek was om 'n Christen te wees,
En ons het sondagoggend dit vir mekaar gesê, hoe dit later van jare so bietjie in my ingebed geraak het, en hoe 'n ou half nou maar daaraan gewoond geword het, dat die Here Jesus jou nou gered het deur sy Gees, en in die genade van die Vader, en dat 'n ou nou maar naderhand so bietjie vervlou het, en maar net weer aangegaan het met jou lewe. Nou, daar is een ding vanaand wat u nie van my sou weet nie. En as ek daaroor praat, dan doen ek dit met 'n baie swaar hart, met 'n nederige hart. Toe ek 9 jaar terug uit Kroonstad uit weg is, het ek op die rand gestaan om my roeping te verloor. Ek was op die rand om my bediening op te gee. Ek was op die nippertjie om vir die Here te sê, ek call dit nou quits. Want ek het gesien met my oë wat ek dalk nie moes gesien het nie. Ek gaan nie vanaand met u oor dit praat nie. En ek het in my 3de jaar in Bethlehem regtig maar net deur die bewegings gegaan. So 'n bietjie gepreek, so 'n bietjie mense gaan besoek. Glad nie entoesiasties mee gewees nie. Ek het nie meer met oortuiging gepreek nie. Ek het nie meer met oortuiging gebid nie. En ek het nie meer gehou vir wat ek gedoen het nie. En een oggend, net so voordat COVID tref, toe sê die Here vir my, gaan bietjie uit Berge toe. En ek het uitgery daar op die Clarenspad, as julle al daarop was, is daar 'n plek met die naam Noah's Cheese, Berg Ararat, is die bergie se naam wat daar is. En toe ek die oggend daar met my kar stop, toe sê ek vir die Here daai oggend, u weet hoe ver ek gedruk is. En u weet hoe nodig ek u nou het, want ek weet nie meer wat is die plan vir my lewe nie. En toe maak die Here dit vir my oop op Psalm 121. En hy sê vir my, kyk na die berge. Waar gaan jou hulp vandaan kom? En toe moes ek daai oggend voor die Here breek en sê, my hulp kom nie van die berge af nie. Kom van u af. Hoekom sê ek dit vanaand vir u? Ek sê dit vanaand vir u, want ek is doodseker, almal van ons, kom iewers ook by sulke punt in ons lewe. Ek het genoeg gehad. Ek hou nie meer van wat ek doen nie, ek sê meer lief vir wat ek doen nie, daar's te veel moeilikheid in die beroep, daar's te veel moeilikheid in wat ek elke dag mee aanpak, dis nie die moeite werd nie, is lekker om saam met mense te werk, maar die probleem daarvan is ek moet met mense werk. En ek wil vanaand vir u kom sê, dit waaroor ek vanaand met u praat, om jou eerste liefde terug te gaan vind, is van kardinale belang. Want as ons nie vanaand doen, wat die Here vanaand op ons harte gaan plaas nie, kan ek vir jou vanaand sê, jy kan maar net sowel nou opgee. Want dit gaan jou nie help nie. En ek wil hier so 'n bietjie terugvat net weer na die Handelinge gemeentes toe in Handelinge 2, 3 en 4. As ek daai erlewingsverhale lees van hoe die Heilige Gees uitgestort is en hoe die kerk op een dag verander, is ek altyd so verstom, verbaas om te sien met watse vrymoedigheid die mense net oorgekom het kerk toe. Sonder enige voorbehoude, sonder enige vrae, die kerk het hulle ingeneem. Die Here dop sy kerk op een dag om, 3000 mense kom tot bekering. Wat 'n logistieke nagmerrie. Jy weet, ek het al soveel deur die jare gesien hoe mense in die kerk bid vir herlewing, en dan wonder ek so by myself, weet julle ooit waarvoor julle vra? Wat gaan Bethlehem of Kroonstad of my ma se gemeente in Brakpan of Ladybrand of Bloemfontein vanaand doen as 3000 mense hier instorm? Hoe gaan ons hulle groepeer? Wat se kopseer gaan dit vir die kerkraad veroorsaak? Wat se mense gaan hulle hande opsteek en sê, Here, ek is bereid om 'n klein groep te vorm? Ja, gemeente, ons vra so baie goed, maar ek dink nie ons altyd besef waaroor wat ons vra nie.
En dit gaan weer terug na Sondagoggend waar ons wel terugkry, waar die Here vir ons sê, wees ingeënt op my, wees en leef in verwondering voor my. En wat ons gisteraand met mekaar gedeel het, is die Parakletos, die Heilige Gees, wat my kom bewoon, van my 'n nuwe mens maak, en saam met my in hierdie lewe instap, en ek moet myself begin erken vir wie ek is, en ek moet begin erken wie God is. En vanaand wil ek met u oor praat, oor seker die belangrikste ding in die Christelike geloof, en dit is gebed. Het julle geweet dat 'n Christen net 2 golfstokke in sy golfsak mag hê? Om dit nou pertinent te stel, simbolies. As ek as Christen gaan golf speel in die wêreld, sê die Here vir my, daar's net 2 golfstokke in jou sak. Die een is getuienis. Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom, en julle sal wat wees? My getuies. En die Here Jesus sê in die einde van Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe, gaan maak die mense my disippels, en leer hulle, getuig. Petrus sê, julle moet gedurig reg wees en reg staan vir mense as hulle vir julle vra, om te antwoord op die hoop wat in julle leef. Dis die een groot stok in 'n ou se golfsak. Gemeente, is dat jy 'n getuienis moet wees. Die tweede groot golfstok is gebed. Die Here Jesus wat aan die einde van hierdie perikoop vir sy disippels leer, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en dan sê hy aan die einde, en wat ook al julle vra, sal ek vir julle gee. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar as jy na die Ou Testament gaan kyk, veral na baie van die psalms, is daar een soort mens, een persoon, aan wie God hom die meeste stuur. En dis die persoon wat op sy knie is. God stuur hom aan mense wat bid. Hy stuur hom nie so baie aan konings wat oorlog toe gaan nie. Hy stuur hom nie so baie aan die vyande van die Israeliete, en die Israeliete wat op die voorgrond staan van 'n massiewe oorlog nie. As jy die Ou Testament gaan lees, dan lees jy van baie groot gebede. Een van hulle is Agas in 2 Konings 20, voordat daai Seerberge konings hulle aanval, dan gaan bid hy, en hy sê, Here, nou het hulle hierdie aanvegte op ons. En die Here sê vir hom, omdat jy my soek, sal ek vir jou die uitkoms gee. En daarom, gemeente, is dit vanaand belangrik om met julle oor gebed te praat. Wat doen gebed? Desmond, jy moet nou maar aanskuif, soos wat ek praat. God gebruik sy krag wanneer ek en jy bid. Gebed maak 'n kanaal vir die Here oop in my lewe. Gebed veroorsaak dat die Here 'n hoofpad in my lewe inbou, waar binne-in hy wil begin beweeg. Dit is wat gebed in sy rouste vorm doen. Nou, daar's baie mense vandag wat vir jou sê, jou gebed het krag en gebed werk. En ek wil vanaand vir u baie pertinent sê, dis nonsens. Gebed het nie krag nie. En gebed werk nie. God het krag. En God gebruik gebed as een van sy instrumente om in sy kinders se lewens te werk. Ek en jy kan nie gebed van God af gaan kaap, dit ons eie maak, en ewe skielik is ons hierdie groot gebedshelde nie. Dis nie hoe dit werk nie. Iemand het eendag gesê, dankie Desmond, wanneer ek in gebed ingaan, word ek blootgestel aan God se liefdesbestraling. Nou laat hierdie woorde vanaand 'n bietjie by julle insink. Hoekom bid ons? Ons bid dat die wêreld verander, dominee. Ons bid dat die Here mense by sy kerk voeg, dominee. Ons bid dat mense gesond word. Dan kan ek vanaand vir u sê, die primêre fokus van gebed is nie sodat ander verander nie, sodat jy verander. Want wanneer ek op my knieë voor die Here kom, werk hy baie meer met jou en met my, as wat ons ooit met hom sal werk.
Nou weet die gemeente, ek is allermins hierdie heldbidder. Ek is allermins 'n uithou gebedsman. En dit beteken nie dat ek nie bid nie. Dit beteken juist dat ek baie bid, omdat ek so sleg is daarmee. Daarom probeer ek dit inoefen as 'n ritme in my lewe, want ek is nie goed daarmee nie. Dis soos daai sanger op die verhoog, toe hy klaar sing, toe skree die gehoor aankor, en toe kom hy op en hy sing weer, en hulle skree aankor, en na die 5de keer draai hy na die verhoogbestuurder en vra, hoeveel keer moet ek nou nog sing? En die verhoogbestuurder sê, meneer, hier laat ons die ouens maar sing tot hulle dit reg kry. En dis maar hoe ek is. Ek is nou maar net nie 'n formidabele bidder nie. Maar gemeente, as ek vanaand sê ons moet bid, beteken dit nie, dit gaan oor hoe ek bid nie. Dit gaan nie oor wat ek bid nie, dit gaan nie oor wat se woorde ek gebruik nie, dit gaan net oor die punt dat ek bid. Kan ek vanaand vir u kom sê, gebed is die asemhaling van 'n Christen se lewe. 'n Christen wat nie bid nie, is dood. 'n kind van die Here wat nie in kontak met hulle Vader is nie, is 'n blompot Christen. Want jy verloor kontak met jou lewensaar. As ek en Retsie vir 50 jaar nie met mekaar praat nie, kan ek vanaand vir julle waarborg, daar sal van ons huwelik niks oor wees nie. Dis soos die man by die kansel by sy troudag, toe hulle die ringe aansteek, toe sê hy vir sy vrou, ek is lief vir jou, en ek sal jou sê as dit verander. En daarna sê hy dit net nooit weer vir haar nie. Hoe hartseer is dit? Nou wat is God se liefdesbestraling, gemeente? Julle moet vanaand dink aan kernkragbestraling. Dit is wanneer God jou DNA begin verander. Want hoe meer jy bid, hoe meer kom ek agter, ek begin anders te praat. Hoe meer ek bid, hoe meer kom ek agter, ek begin anders te doen. Ek begin die wêreld anders te benader. Jy weet die betekenis van wat Jesus in hierdie gedeelte sê, vra enigiets in my naam en ek sal dit vir julle gee. Wat dink julle bedoel Jesus daarmee? Hy bedoel daarmee, as jy enige saak voor hom in gebed bring, dan gee hy vir jou die moed om daar deur te gaan. Dan gee hy vir jou die krag deur sy gees om dit deur te gaan maak. As jy vir mense bid en sê, Here, help my dat ek met hierdie persoon die regte woorde vind en met hulle reg praat, dan bid ek daarvoor en dan sê die Here vir my, nou het jy dit voor my gelê, nou hardloop jy. En nou gaan doen jy waarvoor jy gebid het. Dit is vir my altyd so mooi as jy Lukas 10 lees. As dit gaan oor die 72 wat Jesus uitstuur, dan vorm hulle twee groepe, en dan sê Jesus daar so mooi in vers 3, die oes is groot, die arbeiders is min, en dan sê hy, bid die Vader aan wie die oes behoort, dat God arbeiders sal uitstuur vir sy oes, en net daarna in vers 4 sê hy, nou gaan julle. Bid dat die Vader sal arbeiders uitstuur, en net daarna gee hy vir hulle die opdrag, daar gaan julle. Ek het net 2 golfstokke in my sak. Jy weet, dit is vir my so interessant, wanneer 'n ou Handelinge 6 gaan lees, die disippels beleef hierdie nuwe wêreld van God se koninkryk wat in sy kerk losbars, 3000 mense is nou deel van hierdie kerk in Antiochië, en dan gaan bid hulle, en hulle sê vir mekaar, ons kan nie al hierdie mense groepeer nie, ons het ouens onder ons nodig. En dan sê die Here vir sy disippels, stel diakens aan. Gaan lees daar die ongelooflike gedeelte in Handelinge 6. Hoekom het hulle diakens aangestel? Want die disippels moes hulle gaan besig hou met 2 goed. Met die verkondiging van die woord en met gebed. Getuienis en gebed. Ek wil partykeer so in my stilte vir my kerkraad sê, luister, as julle dominee met meer goed besig is, as net bid en preek, dan moet julle my fire, want ek is besig om iemand anders se werk te doen. En
dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Want weet julle, ek kan hierdie Christensousie ding nou al doen. Ek kan 'n liedjie vanaand sing wat ek 3 jaar laas gesing het, want ek weet hoe werk dit. Ek het van kindsbeen af in die kerk groot geword, en eers in my lewe het hierdie koneksie met God vervlou en vervaag, en ek het nie meer my afhanklikheid voor hom gehad nie, en dit kos die Here 10 jaar nadat hy my in die bediening indruk, 10 jaar later om in die berge uit te kom, om voor hom op my knieë te val, en vir hom te sê, Here, ek het hierdie verhouding verwaarloos. Ek het gedink ek weet alles. Here, ek het gedink ek is oulik. Here, ek het gedink die mense kom tot verandering en tot bekering. Maar Here, eintlik is dit ek wat verlore geraak het. Is ek wat afgedwaal het. Gelukkig het die Here daai dag my teruggeroep in sy kerk in. Gebed is om ook te leer om die taal van die hemel te praat. Die wonderlikste voorbeeld van dit is natuurlik Romeine 8. Waar Paulus vir die kerk sê, ons weet nie altyd hoe ons moet bid nie. En ons weet nie altyd wat ons moet bid nie. Maar die Gees van God kom tree vir ons in met versigtinge wat ons nie in mense se tale kan plaas nie. En hy vat my wêreldse taal wat gebroke is, my taal wat arm is, my taal wat ver te kort skiet vir God se standaarde, en hy maak dit heilig. En God draai sy gesig na sy kinders toe, as ons hom opsoek in gebed. Ek weet nie of julle dit al in die kerk agtergekom het nie, maar ons sukkel geweldig om stil te word. Ons lewens is 'n gedurende bandwydte en 'n uitsending van 'n geraas in ons lewens. Die hele tyd moet ons hoor wat sê die nuus. En dan moet ons hoor wat is die nuutste stories. En dan moet ons dit gaan doen in die winkels. En dan moet ons die kinders by hulle aktiwiteite gaan kry. En dan moet ons gou daar vir ouma en oupa gaan hallo bel. En die hele tyd is ons so besig dat ons die Bybelse beginsel in Psalm 72 vergeet. Julle krag lê in stil wees. Vertroue hê. Ek het so baie in die kerk al vir myself gelag en sê ek vir die gemeente, kom ons raak stil. En net nadat ek dit gesê het, dan sê ek, o dankie Here, dan wonder ek myself, Joe, hoekom vra jy vir die gemeente om stil te word, maar nou brrrl jy alweer af. Ons weet nie meer hoe om stil te raak nie. Nou kan ek vanaand vir julle kom sê, 'n dankbare daaglikse liefdeslewe beteken as ek in gebed voor God kom, dan wys ek vir hom hoe dankbaar ek is vir hom in my lewe. Nou sonder om dit verder vir u te sê, van daai dag af het ek elke dag van my lewe, elke dag uitgery berge toe. Elke dag het ek Clarence toe, op pad Clarence toe gestop ergens. Vir die laaste 4 jaar van my bediening in Bethlehem het ek dit gedoen. Ek het by die Here stil gaan word. En die gemeente hoef dit ook nou nie vanaand regtig te weet nie, maar vandat ek in Kroonstad is, doen ek dit nog elke dag hier. As ek die seuns afgelaai het, dan ry ek iewers uit, gaan sit by 'n windpomp, gaan sit ergens onder 'n boom, en ek kom voor die Here. Wat doen jy om voor die Here te kom? En dalk nou nie om vanaand krities te wees nie, maar as die dominee vir 3 dae nie sy oggendboodskapies uitstuur nie, dan is almal se monde so dik. Gemeente, van wanneer af hang jou Bybelstudie van my af? Wie se werk is dit?
Wat in die oggende vir jou gegee word, is 'n stukkie gedagte wat uit my uitkom. Wat doen jy vir jou persoonlike gebed? Wat doen jy vir jou persoonlike stilte tyd voor die Here? Ek gaan nie eendag namens jou by die Here kan staan nie. Wat ek in die oggende doen is om vir julle te kom sê, onthou dat jy met God moet begin. En moenie vergeet om vanaand met hom klaar te maak nie. Die wonderlike van daardie Psalm 121 sê die Here, julle kan maar slaap, want ek slymer nie in nie. Julle kan maar rustig wees, want ek sal die hele nag wakker lê en oor jou waak. En weet jy, daai Psalm kom sê vanaand vir jou en vir my die mooiste definisie van Christendom. Wanneer jy en ek in gebed voor die Here kom, het Charles Spurgeon gesê, as ek bid, sit God die hele wêreld eenkant en hy kom sit by jou. Hy sit alles weg, want sy kind is besig om met hom te praat. Is dit nie die mooiste definisie van Christendom nie? En gemeente, hoekom doen ons dit nie? Hoekom gebruik ons nie daardie afhanklike kanaal wat God vir ons gee nie, om by hom persoonlik alleen stil te wees? Natuurlik vergeet God mos nou nie van die wêreld nie, maar die skrif sê baie mooi, God steur hom aan die geroep van sy kinders. Hoekom roep ons hom nie? Jy weet in Openbaring 8, net voordat die 7de trompet blaas, dan sit God daar op sy troon. Dis natuurlik die eerste bewys dat vrouens vir die eerste helfte nie in die hemel is nie, want daar's vir 'n halfuur stilte. En net voordat die laaste trompet blaas, sê God vir sy een engel, gaan haal vir my die wierookbak met die gebede van my kinders. Dit is so amper asof die hemel gaan stil staan, want God wil vir 'n laaste keer na ons gebede luister. Want hy weet die dag as die einde aanbreek. Die dag as ek en jy saam met hom in die hemel gaan wees, is dit die een ding wat ons nooit weer gaan hoef te doen nie. Ons gaan nooit weer hoef te bid in die hemel. Want ons gaan by ons Vader wees. Maar terwyl ons in hierdie wêreld lewe, stuur ons wierookstokkies op hemel toe, dat die hemelse skatkamers kan lekker ruik. En ons gebedslewens is partykeer so arm. Kom, ek sluit dan vanaand af, gemeente. Om jou pad terug te kry na jou eerste liefde toe, gaan jy baie fyn moet begin luister na die Gees. En gaan jy baie mooi moet begin begryp, dat die Heilige Gees jou 'n bidder maak. 'n Persoon wat op hulle knieë kom. 'n Mens wat 'n hulpgeroep opstuur na die Here toe. En as ek en jy daai kanaal kan vorm, dan kom die Here se liefdesbestraling na my toe en hy kom buig my hande saggies oop. Hy kom vou my vingers oop, sodat alles waaraan ek so vashou in hierdie lewe, alles wat my terughou, alles waaroor ek bekommerd is, laat die Here my hande oopbreek, sodat ek dit kan oorgee. Dit is wat gebed aan ons doen. God wil jou en my hande leegmaak, sodat hy homself daarin kan kom plaas. Gee vir hom die geleentheid daarvoor. En mag ek en jy daai liefdeslewe ontdek, herontdek en oefen. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelvader, ons weet vanaand as ons bid,
dan praat ons nie sommer net woorde nie. Ons praat met die God van liefde wat vir ons lief is. Ons praat met die heilige God wat van ons 'n heilige lewe vra. Ons praat met die alomteenwoordige skepper van hemel en aarde. Here, ons het die voorreg om direk met U en by U te kan wees. Here, U forceer hierdie heilige spasies oop in hierdie wêreld wanneer ons in gebed by U is. Kom help ons om dit nie te verontagsaam of te laat agterweë bly nie. Maar help ons om die asem van die Christenlonge in te neem, sodat ons kan Christelik, geestelik lewe, Here. Dat ons nie geestelik sal dood wees nie, maar dat ons sal wees wat U wil hê ons moet wees. En dit kan ons net vanaand bid en vra, o Heilige Gees, omdat U van ons meer maak as wat ons is. Help ons om afhanklik van U te bly. In U naam alleen. Amen. Op berge en in dale, en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God ook. En waar ons gedagtes soms swewe, of self styg, daar is God ook. Kom ons sluit af met hierdie 2 verse. O berge en in dale en oor alles my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe, of styg ook daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja oor alles my God, sy troue Vader oë sien alles van naby, ons leef uit sy vermoë, word deur sy Gees gelei, die swaalkies behoed hy, bekleed met gras die dal, die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Jesaja 59 vers 1 staan daar, God se arm is nooit te ver om te help nie. Daarom weet ons, in Jakobus sê hy ook, nader tot God en hy sal tot jou nader. Daarom kan die genade van God vanaand net 'n uitroep ver vir jou wees. Daarom kan die liefde van Jesus Christus net 'n armstrek vir jou ver wees. En daarom kan die Heilige Gees van jou in besit neem en vir jou elke dag op hierdie pad lei. Amen.